Goeiedag luisteraar, ek is Lambert en gesels graag met jou oor hy luister na jou. In die vorige opname het ons gehoor hoe dat God in sy drie-eenigheid luister. Vandag is die fokus, wat maak dit so besonders dat God na jou luister? Wel, in Psalm 139 vers 4 hoor ons, want daar is nog geen woord op my tong nie, of u Here, u ken dit geheel en al. Hierdie vers is vir ons as mense geweldig moeilik. Want sodra ons weet wat iemand gaan sê, nog voordat hulle dit gesê het, dan raak ons baie maklik ongeduldig. Ons wil in die rede val of hulle sinne vir hulle self klaarmaak. Maar dis nie die geval by God nie. God weet die woorde wat nog op ons tong gaan kom voordat ons dit uitgespreek het, en hy luister. Geduldig. In die Here Jesus, ons voorspraak, luister hy ook graag na ons gebede. Maar dis nie al nie. Die Here luister nie net na ons woorde in gebedsvorm nie. Hy luister na ons woorde in algemene gesprekke. En dit laat ons blaai na Psalm 55 vers 22 waar ons hoor, glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog. Sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. Dawid praat heel waarskynlik hier van Agitofel, een van sy raadgewers in die rebellie teen sy seun Absalom. En hierdie raadgewer noem hy in vers 12 'n vriend en vertroueling. En hy het hom in die rug gesteek. Dit het seer gemaak. En reeds iets van hierdie verraad is vir ons 'n vooraf basuin van Christus wat ontkome is, wat deur Judas Iskariot verraai gaan word. Dit is so. Maar verraad is nie altyd in die groot oomblikke, die dramatiese geleenthede van die lewe nie. Verraad, soos die van Agitofel en Judas Iskariot, vind ook plaas in die alledaagse van die lewe. Die klein dingetjies. Ek dink aan 'n pa wat vertel van hy die oggend opstaan en hy's baie hastig want hy moet by die werk uitkom en daar stomp dinge wat gedoen moet word en hy storm by die voordeur uit en hy sien twee van sy kindertjies daar en hy sê vir hulle, moenie vir Boetie sê dat ek gaan sonder om te groet nie, en hy's in die kar, in die straat in, en soos wat hy besef hy het 'n fout gemaak. Daar's iets in hom wat pla. Sy werk is besig om belangriker te word as die belofte wat hy aan sy seentjie gemaak het, dat hy hom elke oggend sal groet voordat hy werk toe gaan. En die pa gaan terug huis toe, hy is nou maar daai paar oomblikke laat, en hy gaan sê vir sy seentjie jammer dat hy wou wegry sonder om te groet, en hy gaan sê dit ook vir die ander twee kindertjies van hom. Die pa het sy fout raak gesien, en hy het nog nie tyd gehad om hierdie foutjie reg te maak. Maar wat van al die ander geleenthede in ons lewens waar die botterige, gladderige woorde sommer uitglip, sonder dat ons dit regmaak? En dis ons groot probleem, verraad in die kleine. Woorde wat mooi klink, maar wat onbetroubaar is. Ons moet weet, Psalm 139 sê, God luister. Hy luister na ons gebede, hy luister na ons woorde. Kom ons bid saam. O Here, U ken ons woorde nog voordat hulle oor ons lippe kom, en tog luister U na ons. U luister na ons gebede, maar U hoor ook ons alledaagse woorde, selfs die botterwoorde wat so maklik uitglip. En dit maak ons nederig, Here, want ons besef hoe dikwels ons praat sonder om regtig te dink. Vergewe ons daarvoor. Leer ons om met groter eerbied te praat, sodat selfs die woorde op ons tong U mag verheerlik. En ons dank U, Here, vir U groote geduld en genade met ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.